Kom ons bid net saam. Onse hemelse Vader, soos gewoonlik, vra ons Here vir u salwing en die inspirasie met die bestudering van u woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil praat oor die Ou Testamentiese 10de stelsel teenoor wat ons in die Nuwe Testament lees, die rentmeesterskap beginsel. Ek wil vir julle uit Hebreërs 7 vers 11 lees. Eintlik vers 12. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet. Ons sien hoekom daar 'n verandering van die wet moes kom, want vers 11 verduidelik dit vir ons, as daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was. Want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. Waarom was dit nodig dat 'n ander priesters moet opstaan? Nie volgens die orde van Aaron nie. Daar sien ons duidelik dat daar 'n verandering van priesterskap gekom in die Nuwe Testament. In die Ou Testament was die hoëpriester Aaron en die Lewiete. In die Nuwe Testament weet ons nou Jesus is ons nuwe testamentiese hoëpriester. En daarom volgens Hebreërs 7 vers 12 moet daar uit noodsaaklikheid 'n verandering van wet kom. Nou as voorbeeld wil ek die verandering as voorbeeld wil ek die 10de stelsel gebruik. Die 10de stelsel wat verander na die Nuwe Testamentiese rentmeesterskap beginsel. Nou voor 'n mens kan met oortuiging oorskakel na rentmeesterskap toe, moet daar ook eers 'n versekering wees dat die 10de stelsel verander het. Maar die gee van tiendes is tradisioneel so ingeskerp in die kerk dat ons dit goed moet evalueer. En die skrif wat gewoonlik gebruik word, ja, julle is reg, Maleagi 3 vers 10. Dis die skrif wat gewoonlik gebruik word om die gee van tiendes in die kerk te motiveer. Kom ek lees Maleagi 3 vers 10. Maleagi 3 vers 10. Ek lees dit in een van die nuwe vertalings. Daar staan: bring al die tiendes na die stoorkamers, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Genoeg kos in my tempel kan wees. Met die beklemtoning van kos, genoeg kos, en die beklemtoning van in my tempel, sê God. In die ou vertaling staan daar: bring die tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Spys is die argaïese woord vir kos. En die huis waarna hier is die tempel waarna hier verwys word, God se huis. Die twee dinge wat ons moet oplet is sodat daar iets te ete kan wees in my tempel. Iets te ete in my tempel. Nou vra ons die vraag: hoeveel was die tiende wat na die voorraadkamer van die tempel toe moes gaan? Nou, ek het 'n boek hier geskryf deur John Avanzini, genoem God's Debt-Free Society. Dan maak hy daar 'n stelling, ek haal hom aan. It is easy to prove that the tithe was exactly 10%. Weet julle, dan kom mens agter hoe min die tiende stelsel eintlik bestudeer is en tradisioneel sommer aanvaar word. Kom ons gaan kyk of die tiende wat na die skathuis toe gegaan het exactly 10% was. En om die tiende te verstaan,
moet die twee priesterordes in die Ou Testament verstaan word. Wat was die twee priesterordes? Natuurlik, die ene was die Aaronitiese priesterorde, wat in Numeri 3:10 lees ons hoe dit ingestel word deur God self. Numeri 3 vers 10. Daar lees ek vir julle. Dis God hier wat praat, maar Aaron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesterampt kan waarneem. Maar die onbevoegde wat naderkom, moet gedood word. Net die Aaronitiese priesters kon in die heiligdom van die tabernakel diens doen. Die Levitiese priesters is aangestel, onthou julle in Eksodus 32, toe Moses op die berg gaan, toe hy terugkom, toe is hulle besig om die goue kalf te aanbid. Toe het Moses hulp gesoek, en die Leviete het gekom en Moses gehelp, en ek dink hulle het iets soos 3000 van die goue kalf aanbidders het hulle doodgemaak. En toe, as vergoeding vir hulle hulp aan Moses, lees ons in Numeri 18, as vergoeding vir hulle hulp aan Moses, word hulle as hulppriesters aangestel. Numeri 18 vers 2 en 3. En laat ook jou broers, die stam van Levi, saam met jou naderkom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seun saam met jou voor die tent van die getuienis is. En hulle moet jou diens waarneem en die diens van die hele tent. Maar naby die voorwerpe van die heiligdom en naby die altaar mag hulle nie kom nie. Daar sien ons die twee priesterordes. Die Aaronitiese wat aangestel word in Numeri 3 vers 10 en in Numeri 18 vers 2 en 3 lees ons, die Leviete word aangestel as hulppriesters. Maar hulle kon nie naby die heiligdom kom nie. Hulle kon help met die op- en afslaan van die tabernakel, met die dra van die tentpale, die seile, die voorwerpe, met die vervoer van die tabernakel, maar wanneer dit by die diens in die heiligdom kom, mag hulle nie aan die goed geraak het nie. Daar sien ons die twee priesterordes. Nou dis belangrik om hierdie twee priesterordes te verstaan, wat hulle pligte was. Nou ek lees vir julle in 1 Kronieke hoofstuk 24, 1 Kronieke hoofstuk 24, hoe hierdie priesterordes in beurtafdelings ingedeel is. Ook die seuns van Aaron, dis die hoofpriesters, het hulle afdelings gehad. In vers 3, en hulle is in hulle diens ingedeel. Dan lees ons daar, vir die seuns van Eleazar, 16 familiehoofde, en vir die seuns van Itamar, volgens hulle families, 8. Nou 16 plus 8 is 24 beurtafdelings. Hierdie beurtafdelings word hier beskryf. Net in 1 Kronieke 24, daarvan vers 7 af, lees ons van die eerste, die tweede, die derde, en dan by die 10de beurtafdeling, vers 10, lees ons van die 8ste beurtafdeling. Die 8ste beurtafdeling was vir Abia. En dan lees ons daar in vers 18 en 19, die 24ste vir Maasja. Dit was hulle amptsorde vir hulle diens om in die huis van die Here te gaan, volgens die verordering deur hulle vader aan hulle gegee, soos die Here die God hom beveel het. Daar sien ons die 24 diensorde beurte. 24 van hulle. Weet jy, hierdie diensbeurte was
was nog in aksie. In die tyd van met die geboorte van Johannes die Doper en in die tyd van Jesus. Want ons lees in Lukas 1 vers 5. Lees ons. Dit is met die aankondiging van die geboorte van Johannes die Doper. Toe, wie ken julle die agtergrond? Sagaria, die pa van Johannes die Doper, doen diens in die tempel. Nou lees ons daar in Lukas 1 vers 5. Daar was in die dae van Herodes 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. Daar het ons nou net in 1 Kronieke 24 het ons gelees in vers 10. Die 8ste diensbeurt was die diensbeurt van Abia toe hulle ingedeel is, 1 Kronieke 24 vers 10. En hier lees ons dat Sagaria was uit die afdeling van Abia, 'n priester wat nog in die tyd van Jesus diens gedoen het. En dan lees ons vers 8. En terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling. Sien julle? Hier was die priesterorde beurt, die afdelings waar hulle beurte gedoen het, nog in plek. Nou 'n baie interessante ding is, daar was 24 afdelings wat ingedeel is vir diens in tempeldiens. Nou as jy 24 beurte vat deur die jaar en jy deel dit min of meer in 52 weke van die jaar in, dan kom jy hier by plus minus 2 weke 'n jaar kom jy uit. Dit beteken dat die priesters kom as 'n openbaring. Die priesters het nooit meer as 2 weke plus minus 2 weke 'n jaar het hulle diens gedoen nie. Nou mense, dit sê vir my die konsep dat die moderne pastoor, priester, dominee 'n Nuwe Testamentiese priester is, kan nie gebaseer word op die voorbeeld van die beurtafdelings van die Ou Testamentiese priesters nie. Want hulle elkeen het net plus minus 2 weke 'n jaar diens gedoen. Wat het hulle die res van die jaar gedoen? Ons sal nou sien. Nou waar het hierdie Levitiese priesters, waar het die priesters gebly? Dan gaan ons na Numeri 35 toe. Numeri vers 35. Vers 2, 3 en 7. Numeri 35 vers 2, 3 en 7. Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle aan die Lewiete van hulle erflike besitting stede gee om te bewoon. Ook moet hulle weiveld rondom die stede aan die Lewiete gee. En die stede moet vir hulle dien om te bewoon. Maar die weiveld wat daarby behoort, moet vir hulle diere en hulle besittings en hulle lewende hawe wees. Mense, nou sien 'n mens, omdat hulle diens in die tempeldiens so beperk was hulle die res van die jaar veeboere. Ek wonder of hierdie moderne meentbeginsel wat jy nog op baie dorpe kry, nie hierop gebaseer is nie. Ek weet in die ou dae was dit so dat die meentgrond om 'n dorp het aan die munisipaliteit behoort. Ek vermoed dit kom uit hierdie beginsel uit wat ons hier in Numeri 35 lees. So die Lewiete moes stede kry om in te bewoon. Nou lees ons daar in vers 7. Vers 7 lees ons.
En al die stede wat julle aan die Lewiete moet gee, moet wees 48 stede. Hulle saam met hulle weiveld. 48 stede word gegee vir die dorpe van die priesters om in te bly. Nou ek het 'n bietjie op die kaart gekyk. Israel pas min of meer in die Kruger Nasionale Wildtuin in. Plus minus 450, ek weet nie of dit nou myl of kilometer is nie, van bo na onder. En op die wyte is dit maar tussen 50 en 100 kilometer. Dis nou Israel. Nou as jy 48 stede in die Kruger Nasionale Wildtuin indeel, of in Israel, kan jy maar 'n sommetjie maak, 48 daar indeel, dan kom 'n mens agter dat hierdie stede, twee van hulle, die stede was nie meer as 11, 12, 13, 14, 15 kilometer uit mekaar uit, moes hulle gewees het nie. Met ander woorde, stapafstand. Nou dit was belangrik, want jy lees ook daar van hierdie 48 stede, moes 6 van hulle vrystede wees, wat iemand toe kan na vlug, wat per ongeluk iemand anders doodgemaak het. So dit was binne hardloop afstand, loopafstand was hierdie dorpe uit mekaar uit. Dit is waar hulle gebly het, 48 dorpe in Israel, met die weiveld om hulle. Jy sien al die diere wat opgebring is as offers, is nie altyd geslag nie, daarom het hulle weiveld nodig gehad, en die priesters was ook veeboere. Waarvan het die priesters geleef? Nou lees ons in Numeri 18. Hoekom ek altyd terugbly na Numeri 18 toe is, die logiese plek waar mens begin as jy die 10de stelsel wil verstaan, is om te begin waar die ordonnans, die wet van die 10de deur God ingestel word. En die wet van die 10de word in Numeri 18 ingestel. Daar lees ons hoe God die 10de stelsel in Israel instel. In Numeri 18. Daar sien ons nou waar die hele 10de wet mooi uitgelê word. Nou waarvan het die priesters geleef? Wel, die ou Maleagi 3:10 sê vir ons, dit word nooit beklemtoon nie, maar Maleagi 3 vers 10 sê vir ons, gee vir ons hierdie antwoord. Maleagi 3 vers 10. Kom ek lees dit. Maleagi 3 vers 10. Die ou vertaling sê, Maleagi 3:10, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Spys is 'n argaïese ou Afrikaanse woord vir kos. Die nuwe vertaling sê, daar vers 10, bring al die 10des na die stoorkamers, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Die 10de moes opgaan na die skathuis van die tempel toe. En dit is waarvan die Aaronitiese priesters en die priesters geleef het, was van dit waaruit die 10des bestaan het. Nou lees ons in 2 Kronieke 31 vers 5, lees ons wat die 10des uit bestaan het. 2 Kronieke 31 vers 5. Twee Kronieke 31 vers 5. En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos en olie en heuning, en van elke opbrengs van die land
ingelewer en die 10de van alles. Die 10des het uit landbouprodukte bestaan, dinge wat geëet kon word en daarvan het die priesters geleef. Hoeveel persent was die 10des? Hoeveel persent was hierdie 10de waarvan in Maleagi 3:10 gelees word? Hoeveel was daai 10de? Maleagi 3:10 waar ons sê bring die 10des. Om dit te weet, moet ons gaan na Nehemia hoofstuk 10 toe. Nehemia 10, daar lees ons. En die priester, die leviete moes die 10des invorder in die landboustede, vers 38, en die priester, die seun van Aaron, moet by die leviete wees as die leviete die 10des invorder. Wie het die 10des ingevorder? Die hulppriesters, die 10des. Waar het hulle dit ingevorder? En die leviete moet die 10des invorder in die landboustede, vers 37. En die priester, die seun van Aaron, moet by die leviete wees as die leviete die 10des invorder. Hulle moet die ouens opcheck. En die leviete moet 'n 10de van die 10des na die huis van ons God bring en in die kamers, na die kamers van die skathuis. Mense, dit kom seker so tot soos 'n skok na die mense wat 10des beklemtoon. Hier staan die leviete moes die 10des in die landboustede invorder en daai 10des van alles wat hulle in die 48 landboustede ingevorder het, moes hulle 'n 10de van daai 10des moes hulle opneem na die tempel toe. En die leviete moet 'n 10de van die 10des na die huis van ons God bring. Wat is die huis van ons God in die Ou Testament? Dit was die tempel in die kamers van die skathuis. Presies wat daar in Maleagi 3:10 staan. 10des moet na die skathuis toe gebring word. Nou hoeveel was daai 10des? Kom soos 'n openbaring tot baie. Die 10des wat so dikwels beklemtoon word wat gegee moet word, was 'n 10de van die 10des wat ingevorder is. Nou ons het klaar gesê, beskrywe waaruit die 10des bestaan het. Dit was landbouprodukte. Maar dis nie so maklik om soos John Avanzini te sê dis exactly 10% nie. Want as ons die skrif lees, sien ons dat hulle moes die 10des van landbouprodukte insamel. Nou weet ons elke 7de jaar mag daar nie geploeg en gesaai word nie. Nou staan nie 'n oes nie. Daar's niks om 10des van te gee nie. Hoor ons ooit dat in die moderne 10de stelsel daar gesê word dat elke 7de jaar die mense nie hoef 10des te gee nie. Wat nog meer is, elke 50ste jaar was 'n jubileum. Dan kon hulle ook nie die land bewerk en oes en saai nie. Dan was daar ook nie 'n inkomste nie. Hulle moes leef van dit wat hulle voorsiening van gemaak het vir die tyd wat hulle nie mag oes en saai nie. Ons lees dit in Levitikus 25, dit wat ek nou vir julle vertel. Maar dit is nie al nie. Ons lees daar in Deuteronomium 14, dat hulle kon elke 3de jaar, as ek reg onthou, kon hulle met die 10des al die weduwees, die wese en die armes, kon hulle 'n groot feesmaal in Jerusalem aanbied waar almal kan kom eet en drink het. Elke 3de jaar.
Was dit deel van die oorspronklike tiende of was dit die tiende? Ons weet nie. Maar dit was 'n tiende wat gebruik was, tiende van die tiendes, ek weet nie. Maar daar staan uitdruklik, hulle kon 'n feesmaal reël vir die weduwees en die wese en die armes elke 3de jaar in Jerusalem, wat almal kon kom eet en drink en versadig wees. Van die kommentators van die skrif sê dat as jy al die verskillende tipe tiendes wat betaal moes word, dan het die tiendes hier tussen 23 tot 33% uitgewerk. Dit maak nie saak nie, ons het klaar beskryf hoe die tiendestelsel gewerk het. Het kom soos 'n openbaring vir baie Christene om uit te vind dat dit maar 'n tiende van die tiendes was, waarna in Maleagi 3 vers 10 verwys word. En dan 'n ander ding wat vergeet word, as jy na Maleagi toe blaai, dan sien jy dat hulle wat aangespreek word oor die misbruik van die tiendes, is hoofsaaklik die priesters. Voor jy by Maleagi 3:10 kom, moet jy daarom eers Maleagi 1 van vers 6 tot 8 lees. En as ek 'n Heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare aan julle, o priesters wat my naam verag. Maleagi 2 vers 1 en 13. Maleagi hoofstuk 2. En nou priesters, tot julle kom hierdie gebod. Dit wat die profeet Maleagi, wat julle mee berispe. Vers 13. En boonop doen julle dit, julle bedek die altaar van die Here met trane. Wel, net priesters kon die altaar nader. So hier word ook met priesters gepraat. Die mense wat so maklik die tiendes op gemeentes afdruk en die gemeentelede onderdruk en baie keer skuldgevoelens plaas, moet versigtig wees as hulle Maleagi gebruik om met hulle die priesters wat met hulle self begin. Dan die ander argument om die gee van tiendes te regverdig, word daar gewoonlik na Genesis 14 verwys, waar daar beskryf word hoe Abraham aan Melkisedek tiendes betaal word. Ons lees dit in Genesis 14. Ek gaan nou nie dit lees nie, as gevolg van tyd wat min is. Maar daar lees ons dat Abraham met 4 of 5 heidense konings aangeval. Hy het sy familielid Lot bevry wat gevange gehou was, en hy het al die heidense konings se besittings het hy afgeneem, gebuit. En toe hy nou terugtrek en hy deur die grondgebied van Melkisedek gaan, toe betaal hy 'n tiende aan Melkisedek. Dan lees ons daar in Genesis 14 vers 20, en geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee Abraham hom die tiende van alles. Wat was daai alles? Dit word vir ons gespesifiseer in Hebreërs 7 vers 4. Luister hier. Jy sien om sekere dinge in die Bybel te verstaan, moet jy daarom die Bybel ook in sy geheel al gelees het en kennis van dra. Want ons lees in Hebreërs 7 vers 4, let nou op hoe groot hierdie man was, dis Melkisedek, aan wie selfs Abraham die aardsvader 'n tiende van die buit gegee het. Nou wat se beginsel word afgelei as, en ek het dit al baie gehoor, op my boekraak staan boeke en bandjies waar hierdie Abraham en Melkisedek as 'n voorbeeld gebruik word om aan die kerk tiendes te gee.
Dit was 'n tiende van die buit. Nou wat se beginsel lê jy daar af vir die moderne tyd? Jy moet na iemand toe gaan wat jy niks van hou nie, byt sy goed by hom en gee daarvan 'n tiende vir die kerk. En 'n ander ding, dit was 'n eenmalige historiese gebeurtenis waarvan ons lees nooit weer in die Ou Testament dat Abraham dit weer gedoen het nie. Nou mens kan nie doktrine vir die Nuwe Testamentiese kerk baseer op geïsoleerde Ou Testamentiese insidente nie. Gebruik as voorbeelde om in die kerk in te stel nie. Dan moet ons donkies in ons agterplase ook aanhou, want God het met deur Biliam se donkie met hom gepraat. So ons moet donkies aanhou net in geval God weer met ons deur 'n donkie wil praat. Mens kan nie doktrine vir die Nuwe Testamentiese kerk op geïsoleerde Ou Testamentiese historiese gebeurtenisse bou nie. Die ander voorbeeld wat gebruik word is waar Jakob in Genesis 28 'n tiende vir God gee. Maar nou lees ons in Genesis 28 lees ons dat dit nie God is wat vir Jakob 'n bevel of 'n instruksie of 'n wet gee dat hy moet 'n tiende gee nie. Ons weet nou Jakob was maar 'n planmaker. Nou lees ons daar in Genesis 28 vers 20. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, en hy stel die voorwaarde: as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en aan my brood gee, dan sal hy van alles wat U my gee, sal ek U sekerlik die tiendes afstaan. Nou, waar ons hier in Genesis 28 lees, het daar nog nie eens iets soos 'n priesterorde bestaan nie, daar het nog nie 'n tempel bestaan nie. Nou, aan wie en hoe het Jakob hierdie tiendes gegee? Daar was nie 'n tempel nie, daar was nie hoëpriesters nie. En 'n mens is tog nie so naïef om te dink hy het dit daar een kant gesit en God het neergekom en die goed gevat op hemel toe nie. So, ons weet nie. Het hy dit in armes gegee, het hy dit gegee vir ander om van te leef? Ons weet nie. Maar die punt is, dis nie God wat vir hom 'n bevel gee om tiendes te gee nie. Dis Jakob wat self plan maak om God se guns te wen. Dan die ander argument wat mense gebruik om tiendes te regverdig, is waar hulle sê, Jesus het beveel dat tiendes moet betaal word. Hulle is reg. Maar daar moet na die konteks gekyk word, Matteus 23. Die konteks is nog Ou Testament, want ons weet dat die Nuwe Testament word eers van krag by Jesus se sterwe op die kruis. En dit weet ons as ons Hebreërs 9 lees. Dan lees ons daar dat 'n testament word eers van krag. Hebreërs 9 vers 17. 'n testament word eers van krag, word eers geldig by die sterwe van die testamentmaker. Ons testamentmaker het op die kruis gesterf as mens en hy daar uitgekreun, dit is volbring. En daar skeur die voorhangsel in die tempel. En dit is 'n uiterlike simboliese gebeurtenis wat die skeuring, die duidelike skeiding maak tussen Ou Testament en Nuwe Testament. So alles voor Jesus se sterwe op die kruis is nog Ou Testamenties. Want die Nuwe Testament begin eers met Jesus se sterwe op die kruis. Dit is volbring. En 'n mens moet versigtig wees om hierdie konteks te onthou. Nou as jy Matteus 23 vers 23 gebruik om die gee van tiendes te regverdig, dan moet jy dit ook gebruik en konsekwent wees en beveel dat die hele Ou Testamentiese wet onderhou moet word. Kom ons lees. Matteus 23 vers 23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, want julle gee tiendes van kruisement aan anys en koriander. Hulle gee tiendes van hulle goed.
En die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, barmhartigheid en trou en om reg te doen, sonder om die ander na te laat. Wat is die ander dinge? Dis die res van die wet. So as jy hierdie gedeelte wil gebruik dat Jesus tiendes beveel het, dan moet jy die hele wet onderhou, want hier sê hy sonder om die ander na te laat, 'n verwysing na die hele wet. Kyk na Lukas 18, Jesus en die ryk jong man. Baie interessant om na hierdie stukkie te kyk. Lukas 18 vers 22. Toe praat hy met die ryk jong man en hy sê vir die ryk jong man, nog een ding ontbreek jy om jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. Raai bietjie wat sou 'n moderne antwoord gewees het. Gaan verkoop alles en gee 10de aan die kerk. Kyk 'n bietjie na Lukas 19. Jesus se ervaring met Saggeus, Lukas 19 vers 28. Skus tog, Lukas 19 vers 8. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek iemand iets afgepers het, gee ek 4 dubbel terug. Raai 'n bietjie wat sou 'n moderne priester se antwoord gewees het, wat Saggeus met al sy geld moet doen. Ons lees nie hier dat Jesus in een van hierdie gevalle sê dat hulle 'n 10de van die goed moet opvat na die tempel vir die priesters nie. In elke geval lees ons, word daar gesê, hulle moet dit vir die armes gee. Om op te som, keer ek terug ter slotte, keer ek terug na Maleagi 3:10 toe. En hiermee sluit ek af. Maleagi 3 vers 10. Ek lees nou Maleagi 3 vers 10 weer. Bring die hele 10de na die skathuis. Nou verstaan ons, nadat ons die 2 priesterordes bestudeer het, waarna hierdie 10de verwys. En dan staan daar, sodat daar spys, kos in my huis in die tempel kan wees. So op geen manier kan ons Maleagi 3:10 in die kerk gebruik om die gee van die tradisionele 10des te regverdig nie. In die Nuwe Testament word daar oorgeskakel na rentmeestersbeginsels in die plek van die gee van 10des. En dit sal ons in 'n ander sessie behandel. Kom ons sluit net af in gebed. Vader, ons dankie vir u woord wat ons in ons hand kan hou. Dankie Here dat ons dit kan bestudeer en dankie vir die inligting wat ons daaruit kan kry. Ons sê vir u dankie Here in Jesus se naam. Amen.